Ja, ons sit hier met Matthys Senekal van AgriServe vandag en ons praat bietjie 'n paar scenario's van die seisoen wat voorlê. Ons weet daar's baie bekommernis oor pryse tans, groot oordragsvoorrade en so ons wil net so 'n paar scenario's sommer 'n bietjie uitgesels. So baie welkom, Matthys. Dankie Johnny, lekker om hier te wees. Matthys, ek wil dalk begin by mielies. Ek dink dis 'n groot bekommernis op die oomblik. Ons het redelike groot seisoen. Ons het nou gesien 16.6 miljoen ton is die ou seisoen. Nuwe seisoen, hier's 'n paar scenario's wat kan afspeel. Ja, gee 'n bietjie vir ons jou indruk en natuurlik wat met pryse gaan gebeur. Dis my bekommernis want daar's soveel goed wat kan gebeur. Ja Johnny, ek dink die mark is op 'n baie wil sê onsekere plek, maar die feite op die tafel is seker die realiteit en wat 'n ou moet gaan skep en die verwagting wat ons moet gaan kyk na vorentoe. Ja, met die huidige oes wat nou klaarmaak op die noem dit die 16.6 miljoen ton, weet dit sit ons met die huidige verbruik en die exports, noem dit verbruik en uitvoere wat gedoen is vir die jaar, weet ons gaan in 'n nuwe jaar ingaan met 'n 2.4 miljoen ton oordragvoorraad. Ja. Die wit en geel saam wat 'n redelike syfer is. So as jy na daai syfer kyk, ons sit definitief huidiglik met 'n genoeg voorraad om eintlik al van miskien einde laas jaar af kon ons dalk al 'n eksport, ons het die volumes om 'n eksport dalk te gedoen het, maar die mark het ons net nog nooit toegelaat nie. Ja. So ja, ek dink dit is maar die scenario om te skep en dan nou om te kyk waar gaan die nuwe oes inkom. Ek dink daar is baie verskeidenhede van opinies oor die nuwe oes wat gaan inkom. Realiteit is ook weer aan die ander kant is, noem dit amper 100,000 hektaar meer aangeplant as laas jaar. So dit ons sit met 'n aanplanting. Ja, die laaste maand se weer het nie lekker saamgespeel nie. Ek dink is maar, ek wil amper sê, ou kan nie op hierdie stadium sê daar's areas wat swakker en beter lyk nie. Dis alles so kol ja. En in 'n area kan jy weer gaan opdeel en sê okay, hierdie aan die ooste kant van die area lyk goed, aan die weste kant lyk dalk nie so goed nie. Ja. So ek dink maar op 'n gemiddeld, en ek dink dis wat die mark vir ons wys op die stadium. Ek dink nie die mark is gepaniek laat die ondergemiddelde oes gaan kom nie. Ek dink nog steeds, ons verwagting is maar nog steeds 'n gemiddeld tot bo gemiddelde oes. Die volgende maand se reën kan nog sy rol speel en baie goed deurtrek en ek dink meer vir baie ouens nou gemiddelde verwag as daar dalk weer saamspeel in die volgende maand met wat inkom, kan daai areas in rekord bietjie bo gemiddelde opbrengste ingaan wat ons verder druk in 'n groot oes in. Ja. So Maar my gevoel is ons dit nou 'n bietjie met opbreek, ek weet ons praat nou mielies, maar sojas, geel mielies, wit mielies. Is die geel mielies areas dalk, my gevoel is, ek weet nie, ek wil nou by jou hoor, dat geel mielies en sojas dalk 'n bietjie minder risiko op die oomblik het, hulle na die ooste toe, wat ek eintlik nou bedoel, en Wes wat nou baie kritieke tydperk het vir die volgende 4 weke. Ja, ek dink die ooste, geel en sojas het redelik gemoedsrus op, as ek dit so kan stel, dink ek. Sojas ondervind ons areas wat nog steeds, wat die ouens maar bietjie wat nou crucial is in die blomstadium, soek die ouens die laaste bietjie vog om die pitte te stoot. Maar ek dink die geelmielie-mark aan die ooste kant is relatief deur hier en daar kolle wat ouens nog bietjie paniek op het, maar ek dink op 'n gemiddeld redelik deur. Ek meen die eerste vroeë mielies is al besig om in te kom. Ja. Uit die ooste uit en uit jou besproeiingsareas uit. So daar's nie huidiglik kommer vir, ek dink, huidige voorraad nie. Maar ek dink die ooste, soos jy sê, dink ek is redelik fyn. Maar ek dink ons moet onthou, ons weste kant, Vrystaat en Noordwes het oor die laaste klompie jaar geweldig ontwikkel in soja hektare in. Ja. Dit is so daar's nog baie sojas. Ek wil amper sê die oorskot sojas lê maar in die weste. So dit is om te gaan sien hoe daai sojas wat laas jaar baie goed gedoen het uit die weste uit. As die sojas weer kan deurtrek uit die weste uit, gaan sojas goed lyk en ons gaan 'n redelike soja oes hê. En die mielies dieselfde. Ek dink die weste kant wat dalk nou meer wit is nog maar op die ons stert en ek dink baie ouens voel, yes, hy's daar en
ander is weer nie daar nie, maar ek dink gemiddelde is definitief daar op die mielies. Nou moet ons natuurlik gaan kyk na weervooruitskattings en so weer eintlik plaaslik gaan nou baie belangrike rol speel. En so daar's nou 'n paar scenario's seker wat dan kan afspeel. Kom ons vat die veronderstel of die scenario dat ons wel 'n bietjie vog gaan kry, dat dit hy gemiddeld of 'n bietjie bo korttermyn. Yes. So ons gaan nou reën kry. Kom ons vat die scenario, ons kry nou reën oor die volgende 3 of 4 weke. Hoe lyk die oes? Hoe lyk die oordragsvoorraad? Wat gaan moet gebeur met diepsee uitvoere? Daar's 'n paar scenario's en ek weet die wisselkoers byvoorbeeld sit ons ook nou addisioneel nog onder druk. En dan moet ons nog gaan kyk wat met pariteite ook aangaan. So wat sê ek dink korttermyn as 'n ou vat as sal vog inkom en ons kan wil sê sekerheid kry in die oes wat nou op die lande staan. En dis min of meer wat vir die volgende 4 weke. Ja, ek is dink dit nou die volgende 4 weke is crucial. Okay. Hier en daar dalk kolle wat al 'n rukkie in bestuiving is wat dalk nie noodwendig gaan baat by 'n vog nie, maar wat basies is opbrengs gewees waar hy is nou. Maar ek meen as ou vat laas jaar as jy oeskatting vat met hektaar het ons op 'n 6.3 LGGO geëindig op die oeskatting met 'n seisoen wat ons met 'n baie lae plantvog gesit het in 2024 in die plantseisoen en toe daai laatreën gehad het laas jaar en toe op die ou ende 16.6 miljoen ton oes by uitgekom. Maar die gradering was toe nou natuurlik. Die gradering het sy issues gehad en daai persentasie is daar nie noodwendige oes kleiner gemaak nie. Die oes is daar. Hierdie jaar het ons met 'n optimale vog en plantseisoen gesit. Ja, ons met Januarie en met Februarie was nou dalk 'n bietjie was nie die optimale weer nie, maar as die reën nou nog inkom en ou kyk selfs net na ek wil amper sê 'n 6 ton gemiddeld vir die jaar wat op pad is. Ek meen dan as ons aanvaar ons verbruik bly dieselfde as wat dit in 2025-26 was met dieselfde uitvoersyfer na die buurlande toe en so men dan gooi dit ons volgende jaar in 'n Maart, April in met amper 'n 4.5-4.7 miljoen ton oordrag wat ons kan sit op mielies. So dit is net te veel en om daai syfer minder te kry het ons 'n diepsee nodig. 2,5 miljoen ton se diepsee. Dit is wat ons nodig het. Ou kan nou daarna 'n redenasie miskien ingaan en sê okay, wat is kapasiteite op uitvoer? Ons kan ook net soveel doen in terme van kapasiteit in hawens en maar al is dit 'n 2 miljoen ton, ons het die mark het nodig om as daai scenario's so uitspeel en die oes is hierso, laat ons 'n diepsee kan doen. En dan moet jy gaan kyk na waar die pariteite hardloop soos jy sê. En dis of wisselkoers of pariteite wat moet wisselkoers of pariteit wat ons moet help of ons plaaslike prys moet afkom. So die goed moet nou bymekaar kom op hierdie stadium as jy die wisselkoers in Chicago vat waar hy nou hardloop, weet is 'n uitvoerpariteit in 'n omgewing van R400 wat ons moet afkom om te kan kyk na uitvoere. Ja. En op die stadium is dit amper ek wil amper sê 'n blik wat in die pad afgeskop word en ons dit stel ons uit om volgende jaar hier te sit en sê okay, nou is jy 4,5 of 'n 5 miljoen ton oordrag, dan weet ons gaan vir nog 2 jaar dalk sit met 'n prys wat heeltyd druk uitvoerpariteit toe. Ja. So dit is maar 'n moeilike situasie. Ek dink aan die produsente kant om die realiteit te vat en wat dit te sien vir wat dit is, maar nou moet 'n ou gaan kyk en sê ons het 'n wisselkoers of 'n noem dit 'n Chicago nodig om bietjie op te kom om net ons pariteit om as op paar te kry waar ons nou is. Maar ek meen Amerika kom uit 'n baie goeie amper 'n rekord oes uit wat hulle het en Brazil en weet Amerika se uitvoersyfer is bietjie teruggehou met die situasies aan hulle kant. So hulle het nodig om uitvoere te stimuleer en laat hulle eindvoorraad ook net kan kleiner word. Ja. So ek weet nie, ou moet vir jouself gaan sê gaan 'n oue styging kan sien in Chicago en aanbod is net wat ek by hulle analiste ook hoor, aanbod is net meer dis net te veel om daar's goeie vraag, maar dis net te veel om hierdie aanbod te absorbeer. En dis 'n wêreldwye
Dit is Wêreld die wêreld die was die sit op 'n hoë syfer. Dink jy nie dis 'n langer termyn siklus nie? Dat ons het goeie winsgewendheid op plase gesien. Relatief goed wêreldwyd. Ek praat nie net van hier nie, maar en ons het gesien dat hektare opgegaan het oor die algemeen en dat produksie moet afkom om weer pryse te stimuleer. Nee, dit is definitief so. Wêreldwyd ons produksie wêreldwyd kom nou uit 'n 3-4 jaar siklus uit wat daar nie almal 'n relatief gemiddeld of bo-gemiddelde oeste gehad het. En dit het daai voorraadsyfer net wêreldwyd net opgebou. So ons het nodig vir 'n either hektaar om minder te word of ja, die siklus moet nou draai, die weersiklus. Iewers 'n weerprobleme in Amerika probleme of weet dit daai tipe goed om net ergens 'n voorraadsyfer van jou groot uitvoerders FSA en Suid-Amerika om dalk het ergens in die jare 'n bietjie kleiner produksiesyfer te hê om net 'n wêreldbalansstaat bietjie kleiner te maak en bietjie te stimuleer. Wat my wel bietjie positief maak is hierdie laer pryse internasionaal het ekstra vraag gestimuleer. So ons sien vraag wat hoog is, verbruik families veral wat hoog is. As daar 'n daling in van daai groot produserende areas se produksie kan kom, kan dit nie vir ons baie vinnig hierdie prentjie baie anders laat lyk nie. Ja, ek dink weet as die uitvoerlyne van daai lande af dalk bietjie afgesny word en sê okay, hulle sit met 'n laer produksie, dan kan ons vraag ook dan weer optel met 'n diepsee en om vir pariteite wat dalk kan styg en vir ons om die diepsee bietjie 'n konstante diepsee te hardloop vir 'n lekker vir 'n seisoen om te weet daar's konstante ding wat hardloop daai kant toe. Wat dink jy is die kans dat ons vir die volgende 6 maande of so Chicago kan sien opgaan? Jong, ek dink hulle plantseisoen wat ook op pad is, kan weeromstandighede en vogprofiele in hulle plantseisoen gaan ons eerste teiken of ding wees wat 'n rol kan speel. Ek dink die verwagting is hulle gaan probeer hektare of eikers of wat dalk 'n bietjie beperk weens hulle balansstaat. Gaan hulle dalk, mens weet nie of daar dalk ook weer miskien subsidies en daai tipe goed in Amerika op pad is om die ouens te subsidieer om hektare minder te maak nie, wat die wêreldbalansstaat kan help. En die groot ding is as Amerika hulle uitvoerlyne nou aan die gang kry en oopmaak, dan dink ek sal mens dan sal ons die ondersteuning sien op hulle kante, maar op hierdie stadium staan hy maar net die orders is maar net te min. Hy's baie in 'n kan ek sê 'n klein band wat hy beweeg. Hy het baie resistance amper as die prys bietjie opgaan, dan sien jy hy haak verskriklik vas. Weereens ek dink is hierdie hoë aanbod wat die markte net voor bekommerd is. Ek het so vinnig met Waldo gepraat net voor ek en jy opgeneem het oor spesifiek die wisselkoers en hy is bietjie optimisties dat ons hier na 16.20, 16.30 toe kan gaan. So ons hoop regtig van daai kant af kan ons so klein bietjie ondersteuning kry dat ons dalk meer kompeterend in diepsee uitvoere is. Ek wil graag ook met jou praat oor die fondse se posisies, want ek dink dit is iets wat ongelooflik belangrik is in ons markte en dis 'n groot vraagelement wat die laaste tyd, amper die laaste jaar, 2 jaar uit die mark uit is en ons markte bietjie pap gemaak het in terme van vraag. Is hulle nou besig om terug te beweeg? Kan dit nie ons ondersteuning bied nie? Ja, ek dink met laas jaar se verskriklike markbewegings wat ons gesien het van 'n Julie maand af, na einde van die jaar toe dink ek is die verwagting die fondsposisie is groot in die mark en op hierdie stadium waar hulle geposisioneer is en skuif hulle die posisie aan of is hulle besig om die posisie toe te maak met die verwagting om te sê ons het heeltyd nou gesien van einde laas jaar af, ons het dalk genoeg voorraad om 'n uitvoer te gaan doen, maar die mark kon net eenvoudig nie daai uitvoer gaan trigger nie. Sodra hy nader begin beweeg het die mark homself begin opkoop. So die verwagting is jou fondse het dalk 'n lekker kort posisie mee gesit en sodra hy daar naby kom, hulle lekker in die winste is, miskien bietjie in die kort posisie bietjie begin neutraliseer. Ek dink die laaste ruk is 'n redelike gevoel met hulle kort posisie wat hulle het. Hulle weet
daar's dalk nie regtig beheer oor die midsomer weerprogram nie, met 'n kort posisie om te sê luister, bring daai kort posisie dalk net bietjie meer na 'n neutrale posisie toe en as daar goeie vog en so inkom, gaan jou fondse gaan hulle weer inklim en sê okay, uitvoerpariteit is R400 af, dis die potensiaal en sit weer kort posisies in die mark in. Ja. Maar ek dink op die huidige situasie is daar is redelik fondsposisies in die mark wat die likwiditeite daar sit. Yes, die mark het volumes en daar's verhandelings wat plaasvind en dit loop, maar dis moeilik om te sê omdat ons mark is nie ook ek sê daar's nie 'n gepubliseerde syfer om te sê luister, soos in Chicago wat sê hier is die fondsposisie of hier is die fondsposisie is, maar almal wat moet probeer dink waar is hy en wat so ou probeer maar kyk op die mark wat die posisie is en heidaglik voel dit amper of die posisie van 'n maart dalk net aangeskuif word na Julie maand toe, met die ouens stry daai spread en met die siening die afwaartse potensiaal is dalk nog daar om nog steeds die kort posisie te handhaaf in die mark. Want as ons nou gaan kyk wat die Amerikaanse fondsposisies dan nou is ek weet hulle het die Korn of Milies het dan baie meer neutraal beweeg soos jy nou genoem het, maar Sojas is baie lank op die oomblik. Hulle het of nie rekord nie, maar hulle het oor 100,000 kontrakte lank nou gegaan. So wat sê daai nou eintlik dan vir ons? Is Sojas, voel hulle Sojas kan opbeweeg? Ek dink hulle sien die Sojas op 'n Chicago mark dalk met die hele Amerika, China, met die uitvoerlyn van Amerika of China toe op die sojas, laat daai orders gaan begin inkom en die potensiaal vir sojas op die Chicago het dalk as daai orders begin inkom, wat ons nou gesien het die laaste 2-3 weke, het daar dadelik ons sien die eerste orders is in van China af tot Chicago daai opstoot gemaak. En ons het dit gesien in ons mark het ons saam verdiskonteer. So ek dink dis dalk hulle siening daai kant met die hoop dat hy daai orders het dit nie echt impak om die sojas bietjie, want hulle het 'n massiewe soja oes raai. Hulle het 'n massiewe soja oes. Ek dink vir nou op Amerika kant sit hulle met hulle huidige oes nog hulle carry out wat ook daar lê wat hulle ook moet probeer wegkry. Die volgende een is ook al weer op pad. Ja. So ek dink en hulle het nie plek om alles te stoor. Nee, dit moet ook seker die oes kan ook nie net daar lê nie. Ja. So hy moet ook ergens in die stelsel ingaan. Matthys, vinnig, wat laaste kommentaar nou of laaste siening eintlik, dink jy wat sal die prys, nou is dit 'n moontlikheid die prys dalk mielieprys dalk terug kan gaan na R3,000 toe, waar ons nou op 3,4 staan, moontlik aan R400 af. Teen wanneer moontlik en wat is die kans dat hy dalk terug na R4,000 toe spring? As ons terug nader na invoerpariteit, is daar so 'n moontlikheid ook? Kan hy dalk R600 spring ook? Wat is die wat se twee faktore kan hom in daai rigting trek? Ja, kom ons as ons eers gaan kyk Johnny, kom ons sê die afwaartse beweging. Wat gaan hom stimuleer? Ek dink op hierdie stadium is die marksiening baie. Ons het genoeg mielies om 'n uitvoer te doen. Ja, die volgende maand se weer en kan op die nuwe rol speel. Chicago die saamspeel nie, dan gaan ons moet dan het ons genoeg. Ons het die potensiaal om 'n uitvoer te gaan doen. Gaan ons daar kom? Ek meen ons kon eintlik al 3-4 maande terug daar gekom het, maar die mark kom net nie op daai vlakke nie. So ek dink vir ons om daai posisie te kom te sien en vir daai markbeweging om plaas te vind, het die mark dalk net waar op hierdie stadium daar 'n bietjie twyfel nog is in terme van opbrengs. Hierdie 4 weke. As jou groter areas, ons groot oes areas met van 'n Mei maand af of wat aan die stroop begin kom en die opbrengsrealisering begin inkom om te sien, okay, hier is opbrengs of dit nou al is dit gemiddeld of ondergemiddeld na 14,5 miljoen ton oes toe. Yes, hier's genoeg. Okay, wat gaan ons nou maak? Wat het die mark hier's genoeg en ons moet daai vir die mark om confidence te kry in die nuwe oes. Ja. Ek dink dit gaan die trigger dalk wees om te sê en ja, ek dink op hierdie stadium aan die produsente kant is die mark baie ongeprys. En daar's baie verwagting of die siening is daar's nog baie ou seisoen mielies wat ook nog in die mark geprys moet word wat op jou tradisionele 70-30 kontrakte en lê. Dalk meer op maart maand gaan jou produsente wat nog op daai posisie sit, gaan hulle hom nou
prys en sê luister, ek vat my geld en gaan, of gaan hulle daai posisie aanrol, en dit kan 'n faktor wees. As hulle daai posisie ook prys, is dit 'n klomp kort posisies wat in die mark moet inkom. Gaan hulle hom aanrol om te sê jy's okay, die nuwe seisoen lyk dalk nie so goed nie, hulle sien opwaartse potensiaal, dan skuif die kort posisie ook maar net weer aan wat gaan moet inkom. So daai druk kan dalk 'n rol speel, as ons nou in Maart ingaan, wat jou mark gaan forceer, die ou wat op Maart 'n pricing moet doen, moet op Maart prys. Die bietjie insentiewe daar is tussen 'n Maart en 'n April en 'n Mei prys op die stadium is 'n klein premie. So die ou wat in Maart op die vroeë mielies gaan stroop, gaan sê yes, ek moet nou laat ek die bietjie voordeel wat ek het, moet ek vat op die Maart, om dit nie weer op uitgestelde pryse te gaan sit nie. So ek dink dit kan en soos 'n mark maar werk, sodra daai mark in die afwaartse beweging inkom, raak die paniek al groter. En dan sê nee, nou moet ons gooi, dat ons maar, en dan gaan jy ons in die voorseisoen wat sê, okay, ek het dan my sekuriteit, miskien in 'n soveel ton per hektaar, ek kan 'n eerste derde of wat, dat ek net myself prys, dat ek weet ek is gecover vir 'n deel. So ergens gaan kort posisies begin opbou in die mark en al hoe meer en meer begin inkom, hier is 'n oes wat kom, so, en hy moet geprys word. Yes, die verbruikkant moet ook prys, dit is so dit gaan 'n groot, om te sien waar die ding, wanneer dit inkom, maar ek dink die afwaartse potensiaal gaan daar wees, sodra daar confidence in die oes is, en jou mark begin prys vir die nuwe seisoen, en die laaste ou seisoen goed wat nog wagtom is, wat ook in die mark moet prys, kan dalk daai trigger wees na die uitvoerpariteit toe, aanvaar ons bly konstant op 'n Chicago en 'n wisselkoers. Vir die opwaartse been, Johnny, ek weet nie wat dit gaan. Dit is moeilik om dit nou, dit moet 'n R18 wisselkoers wees, dit moet 'n absolute verskriklike plantomstandighede in Amerika, wat baie droë voorseisoen en $6 kon prys tipe ding. So iets kan ons help. Ek meen, bloot wat ons gaan help is 'n uitvoerpariteit wat opgaan, of selfs, ek meen huidiglik, die mark is selfs nie huidiglik te ver om geelmielies of mielies in te bring vir die Kaap nie. Ons is nie ver daarvan af wat die Kaap actually kan dalk mielies inbring, in plaas van om uit jou noorde se kant mielies af te ry Kaap. So ons het selfs vir daai invoerpariteit nodig om ook hoor te kom dat ons mark ons plaaslike oes gebruik. So ja, dit is vir die opwaartse been is gaan groot. 'n kleiner kans as die afwaartse. Ek dink met korttermyn panieke, dalk met 'n weerprogram, gaan jou mark, soos ons kon sien die laaste 2 weke, die mark is baie volatiel. Dit is in 2-3 dae gou R200 en R250 op, en ewe skielik na 2 dae se weer wat bietjie ingekom het oor die naweek, ook nie baie reën gewees nie, baie kol gereën, maar net daai het weer gou mark in 2-3 dae se tyd weer R200 afgesit. So vir die opwaartse been dink ek is baie onwaarskynlik. Ons moet dalk maar hierdie geleenthede gebruik as 'n opwaartse mark, as daar daai korttermyn panieke is, dalk 'n spike in 'n wisselkoers of wat ook al dit mag trigger, maar om in daai opwaartse bene te sê, luister, kom ek verskans my net 'n bietjie, of kom ek gebruik die geleentheid, en face die realiteit. Ou moet kyk wat ons op jou plaas, hoe lyk jou oes, hoe lyk oeste om jou, en sien, wat is die potensiaal. En Matthys, ek kan die heel dag met jou sit en gesels. Ek wil nog 'n ding mee hoor. Die weervooruitskattings, ons gesels nou elke week met Johan van der Berg ook, en hy praat van El Nino, ons is nou al amper neutraal, ons het nou wegbeweeg van La Nina af, die natter situasie, ons beweeg nou hier na die winter, in El Nino in, moontlike droër lente wat voorlê, maar dit is nog baie vroeg om dit te bepaal. Dink jy nie dit kan 'n rol speel nie? Wat se rol gaan dit speel vir ons produsente? Ja, dit gaan 'n groot, kom ek sê, die besluitneming tipies in 'n Junie-Julie maand, as ons groot oes afkom, gaan en daai voorspelling lê nog op die kaarte. Om vir jou ouens wat in 'n posisie gaan dalk wees, om te sê, is dit die moeite werd om tonne terug te hou op die plaas, en ons gaan dalk 'n oordrag voorraad miskien nodig hê in volgende jaar. Ja, wat dadelik in my gedagtes inkom, So dan is 'n
'n 4 of 'n 4,5 miljoen ton oordrag voorraad dalk wat ons gaan nodig hê. Maar ou gaan ook dan gaan ou daai besluit maak en sê, yes, okay, ons gaan miskien klomp terughoude tonne sien of tonne wat op 70-30s en weet daai tipe uitgestelde pryse gaan wat maar bloot weer in lang posisies ingaan. Maar ja, dit gaan definitief 'n rol speel maar ek dink vir nou is jou mark eers om te sien waar hierdie ene gaan uit. Ja. Waar's 2025 of waar 26, 27 oes gaan begin realiseer en ja, gaan ons die uitvoermark sien hierdie jaar. As ons die uitvoermark sien en ons kry redelik van daai oordrag voorraad na volgende jaar toe weggewerk en ons kry die droë plantseisoen in einde van die jaar, dan kan daar dalk 'n paar spaaks in die mark wees en sê, okay, nou het ons uitgevoer, planttoestande is droog, die hektare is dalk seker met die mark en, gaan mense dalk ouens sien wat sê, luister, ek los bietjie lande oop en ek gaan sit my oes op 'n papiermielie in en ja, ek dink ons moet ons net regmaak vir die volgende jaar, selfs 2 jaar 'n volatiele mark is op pad. Ja, weet Johan het ook gepraat van ons beweeg nou 'n droër siklus ook in. Ons kan nie, ons het nou 4, 5 of 1 jaar was nou half slegter, maar ons het 'n relatiewe goeie periode wat ons deur is. So ek dink ouens moet net nie agterkop ook hou as dit bietjie in 'n droër siklus in beweeg, hoe gaan dan beweeg? Ja, dalk is daar 'n bietjie geleentheid in daai droër siklus. Weet daai droë plantseisoen wat kom, is daar dalk 'n geleentheid om te sê, weet kry jou oes van die plase af en weet kry jou goed op bemarking, maar die mark bied ou soveel strategieë en planne om net die instrumente te gebruik wat partykeer dalk goedkoper en 'n makliker opsie is om te sê gaan stoor op Safex en dit te gebruik en daai geleentheid gaan dalk al wees as ons in 'n droë plantseisoen gaan hê einde van die jaar, dan kan dit dalk 'n rol speel in die bietjie as die oordrag voorraad wat daar is, dat ons kan dra in die nuwe seisoen in en weet laat ou dan sien hoe 2027 weer uitspeel. Maar dis nou waar jy en jou span, AgriServe span, julle experts inkom met die instrumente en alles om die boere daar te help. Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Matthys. Dit is altyd lekker om saam met jou te gesels. En ek dink dit is belangrik om net 'n paar scenario's vir jouself ook te gaan beplan op die plaas en dalk met jou ook te gesels as daar sekere goed is waar die ouens oor bekommerd is of ons oor onseker is. Maar ek wil jou bedank vir jou tyd vandag. Dit is altyd insiggewend om te gesels. Johnny, lekker. Dankie lekker om hier te wees. En ja, ek dink jy ou moet op die stadium die mark vat vir wat hy is en ek dink die feite op die tafel besef en net sien die snellers wat kan trek bewaaksaam te wees teenoor dit en sê okay, hierdie is nou op pad. En te weet, moet ek sneller trek, moet ek my bemark, kan ek terugsit en so ek dink daar's baie scenario's wat kan uitspeel soos ons nou deurgegaan het in die volgende, noem dit 6 maande. So klomp planne wat dalk op die tafel is en so, maar ja, sal maar sien hoe uitspeel. Nee, ek is self nuuskierig oor die jaar gaan uitspeel, maar kom ons kyk en ons sal maar net sien en wag. So maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny, lekker.